Jesus het baie keer met stories gepraat, maar Jesus het baie keer gepreek. Maar jy gaan sien, van Matteus 13 af, begin Jesus met gelykenisse. Voor dit het hy nie met gelykenisse begin nie. Jesus se vermoë om stories te gebruik, is om iets geestelik te verduidelik. Die rede hoekom hy dit gedoen het, is ons lewe in 'n natuurlike wêreld, nie waar nie. Jy is vlees, jy moet eet, jy sien die bome, maar God is gees, né? God is in die geestelike. Jesus gebruik 'n gelykenis om die natuurlike te verbind met die geestelike. Dis hoekom hy dit gedoen het. Dis 'n groot rede. Kom ek vat 'n voorbeeld. Van julle sit 6 uur aan tafel. En as jy 6 uur by die huis kom na jou langdagse werk, moet mamma vir jou 'n bord kos neersit. Nee. Mamma moet vir jou warm kos sit, net soos jy daarvan hou, en as hy bord kos voor jou kom, hopelik nie gebrand nie, dan eet jy hom en jy sê, dankie mamma, die kos was lekker. Nee. Ek wil net so vir jou sê, dat as jy altyd gaan sê, dankie mamma, die kos was lekker, en die kos is nie lekker nie, gaan jy altyd nie lekker kos eet nie. Partykeer help het maar om net die punch te vat vir die aand, sodat mamma weet, die kos was nie lekker nie, nee. Maar dit is natuurlik, dit is 'n natuurlike ding. Jy vat kos, is voor jou, mamma bring vir jou, jy eet dit, jy sê dankie mamma, die kos is lekker, dis natuurlik. Nee. Baie van julle neem dit as vanselfsprekend. Ek het 'n bord kos. En doen julle die tafelgebed, dankie liewe Jesus vir die kos, seën in Jesus naam, amen. Die geestelike aspek is, in plaas van om na daai bord kos te kyk as om te sê, dankie mamma, dis lekker, kyk jy na 'n geestelike aspek. Jy sê, sjoe, kyk net hoe die Here vir my nou voorsien. Sien jy? Die natuurlik is 'n bord kos. Die geestelik is, dis God wat vir jou gee. Jesus gebruik stories om dit wat in ons alledaagse lewe te gebeur, te verduidelik en wys hoe God se hand in die saak is. En die Kendall prediker het nou die laaste dae so 'n bietjie die padbuister geraak, net sodat jy weet. Maar hy maak 'n goeie opmerking en hy sê, ons is veronderstel om elke dag van die natuurlike oor te beweeg na die geestelike toe. Nee. Ek sê nie, jy moet alles vergeestelik nie, jy weet inteendeel ek sê dit nie. Ons kan nie sê, nou is jy 'n mossie wat hier op my stoep sit, en nou kyk ek na die mossie, die Here sê vir my, ek moet wegvlieg, soos 'n voeltjie. Dis nie wat ek sê nie. Dit is vergeesteliking. Maar, indien die mossie sou kom en hy sit daar, en dadelik dink ek aan 'n skrifvers wat vir my sê, word die mossie nie verkoop vir 2 sent nie? Is jy nie meer werd as die mossie nie? Jy sien, ons moet, gelowiges moet, van die natuurlike beweeg na die geestelike. Ons moet dit doen, want ons wil God se hand in ons lewens sien. Ons wil dit sien, maar ons moet dit nooit doen van so 'n aard, dat ons die Bybel heeltemal uit proporsie ruk, en heeltemal alles net by ons eie verbeelding oorlaat nie. As ons van beweeg van die natuurlike na die geestelike, moet dit altyd in lyn wees met die skrif en die doktrine van die skrif. Altyd. Nee, soos die mossie voorbeeld. Om te sê die mossie sê vir jou, jy moet wegvlieg, dis nie in lyn met die skrif nie. Maar om te sê 'n mossie is, God kyk na die mossie, gaan hy nie na jou kyk nie, dis in lyn met die skrif. Dis God se voorsiening. Verstaan jy hoe jy beweeg van die natuurlike na die geestelike? Dit is die idee van die gelykenisse. Jesus se stories beweeg ons van ons lewe na God se geestelike, van die natuurlike na die geestelike. Dit bou 'n brug, en dit help ons om daar uit te kom. So jy moet jouself vra, is dit in lyn met die Bybel? As jy die geestelike ding doen, van die natuurlike beweeg na die geestelike, is dit in lyn met die Bybel? Is dit doktrinaal? En natuurlik is dit Christus gesentreerd, baie belangrik. Nou Jesus se stories gee vir ons dit. En ons gaan sien wat se geestelike waarde dit bydra tot ons natuurlike lewe. Nou, dit is 'n kernmotief van die stories. Maar daar is 5 redes wat ek vir jou vandag wil gee, hoekom Jesus gelykenisse gebruik het. Ek moet hierdie inleiding doen, anders gaan die gelykenisse nie sin maak. Daar is 5 redes hoekom Jesus gelykenisse gebruik het. En ek wil hierdie 5 graag met jou deel. Die eerste rede is, gelykenisse word gebruik, soos ons gelees het, om God se waarheid te bewaar. Kyk wat sê hoofstuk 13 vers 11. Hy het hulle geantwoord,
omdat dit aan julle gegee is om die geheimenisse van die koninkryk van die hemel te verstaan, maar vir daardie mense is dit nie gegee nie. So met ander woorde, daar's een groep wat verstaan, en daar's een groep wat nie gaan verstaan nie. Jesus praat in gelykenisse, sodat een groep moet verstaan, en die ander groep net nie gaan verstaan nie. Die gelykenisse van Jesus is om God se geheime te openbaar aan die wie dit moet hoor, en hoor mooi, aan die wie dit wil hoor. Wil. Maar die geheimenisse versteek belangrike geheime van God aan die wie dit nie wil hoor nie. Nie wil hoor nie. So kom ek vertel jou wat gebeur het om jou 'n bietjie konteks te gee. As jy gaan kyk van Matteus 1 tot Matteus 12, ons is mos nou by hoofstuk 13, gaan jy sien, in Matteus 1 tot 12 is daar nie een gelykenis nie. Daar's nie een nie. Maar iewers skielik van hoofstuk 13 af, is daar gelykenisse. Wat het gebeur? Hoekom het Jesus iewers skielik met gelykenisse gepraat? Wel, kom ek sê vir jou hoekom. As jy net kyk in Matteus, waar is my skrifvers? In hoofstuk 12, Matteus hoofstuk 12, gaan jy sien dat Jesus besig was van vers 22 tot 32. Daar was 'n hele gedeelte waar Jesus besig was met die Fariseërs. En wat gebeur het was, die Fariseërs het na Jesus toe gekom. Jesus het 'n man se hand genees op die Sabbat, en die Fariseërs kon dit nie vat nie, nê. Want hulle het gedink die Sabbat is wat jy niks mag doen nie, niks. Maar toe kom Jesus en hy wys die Sabbat is vir mense en mense vir die Sabbat nie, nê. En Jesus kom help hulle reg, maar die Fariseërs wou nie reg gehelp word nie. Toe beskuldig hulle Jesus. Weet jy wat noem hulle hom? Hulle noem vir hom Beelzebul. Beelzebul beteken van die Satan, duiwelbesete. Kan jy dink, jy noem die seun van God die duiwel? En dis hoekom Jesus toe gesê het, enige iets wat julle teen my sê, sal ek vergewe. En hy het dit gedoen, nee, vergewe hulle Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En toe gaan hy aan, maar enige iets wat jy teen die gees van God sê, die belastering teen die gees van God, dit is onvergeefbaar. Nou, ek wil net vir jou gou so op 'n voetnoot daar sê, belastering teen die gees is om die gees weg te wys. Met ander woorde, as God sy genade gee, sê jy nee, dankie. Dit is wat die Fariseërs gedoen het. Hulle wil nie glo in Jesus nie, hulle wou nie glo Jesus is die seun van God nie, daarom sal hulle ook nie die gees van God wou ontvang nie. En dis hoekom dit onvergeefbaar is. Want hoe gaan jy genade kry as jy nie by die God van genade wil uitkom nie? Hier vervloek die Fariseërs die seun van God. En natuurlik was dit die begin, want hulle het hom toe gekruisig. En net nadat Jesus Beelzebul genoem was, toe begin hy in gelykenisse praat. Dit is asof die Fariseërs van Matteus 1 tot hoofstuk 12 geleentheid gehad het om in Jesus te glo. En toe kom die Fariseërs en hulle trek toe 'n lyn en sê, luister, ons soek nie jou nie, kind van die duiwel, nie kind van God nie. En toe sê Jesus, goed, julle soek my nie, julle gaan my nie kry nie. En toe begin hy in gelykenisse praat. En hier drup die ironie. 'n Fariseer, 'n Sadduseer, dit was skrifkenners, dit was mense wat ongelooflik goed die Bybel geken het. Hulle moes die Ou Testament gememoriseer het, die eerste 5 boeke voor die ouderdom van 12. Hierdie ouens was teoloë, die beste van die beste. En Jesus praat in 'n gelykenis en die beste van die beste kan dit nie verstaan nie. Maar die swakste van die swakste, vir hulle word dit oopgemaak. Jesus kies die wie hom soek en wie hom wil soek, wie hom wil hoor, die wie nederig is van hart. Moenie vir een oomblik dink dat geloof kom jou toe nie. Nee. Geloof kom jou nie toe nie, dit is 'n geskenk. En nie almal gaan dit wil vat nie. En nie almal gaan dit kry nie. Hier kom Jesus en die Fariseërs verstaan nie sy gelykenisse nie. Van die disippels het ook nie sy gelykenisse verstaan nie, tot en met natuurlik na die opstanding. En 1 Korintiërs gee ons eintlik 'n bietjie inspraak, 1 Korintiërs 2 vers 8.
Jesus bewaar sy waarhede. Hy het in gelykenisse gepraat. Die disippels het dit vir ons gekry en neergeskryf. Hulle het dit later verstaan. Die fariseërs het dit nie verstaan nie. Maar hoor wat sê Paulus 1 Korintiërs 2:8. Ja, ook 'n groot rede hoekom hulle nie verstaan het nie. En wat nie een van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Hulle het nie sy waarhede geken nie. Want as hulle dit sou ken, sou hulle die Here nie gekruisig het nie. Jy sien, as die fariseërs werklik, regtig erg gedink het Jesus was die seun van God, sou hulle hom nie aan die kruis uit vasgeslaan het nie. Hulle sou nie. Hulle het geglo in Vader Jahwe. Hulle het nie geglo in Jesus nie. So hulle het duidelik geglo Jesus was nie die seun van God nie. En 1 Korintiërs 2:8 bevestig en sê, wel, natuurlik het nie, want as hulle geweet het, sou hulle hom nie gekruisig het nie. God openbaar op die regte tyd sy geheime aan die wie hom soek. Ek wil hê jy moet dit weet. Ek wil hê jy moet dit weet in jou geloofse lewe. As ons God soek, en ons soek hom in opregte hart en in waarheid, openbaar hy dit. Daar is baie mense wat die uitspraak maak dat hulle religieus is, of dat hulle Christene is, of dat hulle goeie Christene is. Daar is baie mense wat selfs 'n antwoord uit die Bybel vir jou sou kan gee. Maar dan hoor ek ook baie mense is vol wêreldse wysheid. Mense sal soveel inspraak kan lewer oor kerke, oor lidmate, oor raadslede. Mense sal in Bybelstudiegroepe, mense sal altyd iets te sê oor die Bybel. Maar dit is altyd hulle opinie. En dit is nooit God se waarheid nie. Nooit. God openbaar sy waarheid aan jou. Onthou julle wat het gebeur met Petrus? Toe Jesus vra, en jy of julle, wie sê julle is ek? Toe sê Petrus, u is die seun van die lewende God. Kry maar eers. Petrus antwoord Jesus toe Jesus hom vra, wie sê julle is ek? En Petrus sê, u is die seun van die lewende God. En toe sê Jesus mooi so, die Here self het dit aan jou geopenbaar. God openbaar sy waarheid aan mense. Mense is vol opinies, maar dit beteken nie hulle is vol van hulle God se waarheid nie. Jesus se gelykenisse was vir die mense, en ek glo nog steeds, is dit vir die mense wat geloof soos 'n kind het. Jesus se gelykenisse is vir die mense wat 'n hongerte het vir God. Jy moet hier sit, want jy sê, Here, ek begeer om jou te leer ken. Here, ek begeer om in 'n verhouding met U te wees. Ek honger en ek smag na U. Ek kan nie wag vir die preek nie, ek kan nie wag om te lees nie, ek wil hoor wat die God van die heelal vir my sê. Jesus se gelykenisse is vir daai mense. Hoor wat sê Jesus in Matteus 11 vers 25-26. Hoor wat sê Jesus. Hy sê, ek loof U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, maar aan die kindertjies bekend gemaak het. Jesus se waarheid is nie vir teoloë nie. Dis vir kindertjies. Mense wat kinderlike geloof het. Nie kinderagtig nie, julle onthou? Kinderagtige geloof is iets anders. Dis waar jy sê, ek's 'n Christen, maar jy reageer nie. Jy skuif al jou verantwoordelikheid op sy, nê. As mamma en pappa sê, maak jou kamer skoon, ek wil nie. Kinderagtig. Nee. Maar as pappa sê, vanaand my seun, gaan ek en jy bietjie Uno speel, en hy kom by die huis en sê, pappa, jy het gesê, ons gaan Uno speel, ons speel Uno. Hy glo sy pa tot die laaste minuut, en mag ek nie daai belofte breek. Kinderlike geloof is absolute vertroue en afhanklikheid van die Vader. Kinderagtige geloof is waar jou verantwoordelikheid op sy skuif. En sê, maar ek is 'n Christen. Ek hoef nie in die kerk te sit nie. Ek hoef nie aan myself te werk nie. Nee, almal het lekker balke. Ek het nie 'n splinter nie. Dis kinderagtig. Jesus se gelykenisse is verberg vir slim en geleerde mense. Nou wil jy dalk vir my sê, prys die Here, ek is dom. Nee, dit gaan nie oor intellektuele of IQ
vermoë nie. Dit gaan oor hart. Dit gaan oor hart. Dit beteken nie alles slim en geleerde mense nie. Dit gaan oor, is jou hart soos 'n kindsin wat afhanklik is van die Vader. Gelykenisse is vir julle wat afhanklik is van die Vader, wat nie vol is van jouself nie, wat nie hoogmoedig is nie, wat nie heeltyd kyk en ander mense raak sien nie, maar wat na jouself kyk en sê, Here, help my, ek kan nie, Here, red my, ek kan nie, Here, ek worstel, ek kan nie. Dis maklik om opinies te lewer oor almal en oor alles. Opinies beteken niks wanneer dit vergelyk word met die waarheid van God nie. En sekere mense sal verstaan, want God het dit aan hulle geopen. Maar ander mense sal nie verstaan nie. Sekere mense verstaan die Bybel, nee. Ander mense verstaan dit nie. Sekere mense verstaan prediking. Ander mense verstaan dit nie. Ek wil net sommer gou hierso ook nog 'n voetnota maak. Daar is 'n ding soos slegte prediking, weet dit. En ek wil net ook vir jou sê, baie mense sit in kerke en verstaan nie God se woord nie, want hulle verstand is gesluit, maar ander mense sit in kerke want hulle verstaan nie die preek nie, want die prediker se verstand self is gesluit. Ek weet dat baie predikers, ek wil ook net hierso vir jou sê, dat ek deursigtig kan wees met jou, maar baie predikers kry 'n preekbundel. Dit is 'n boek wat predikers kry vanaf die synode, en dan daai preekbundel is klomp preke wat deur predikers gemaak is, dan vat hulle daai preekbundel met 'n datum vir elke Sondag, en hulle vat daai preek en hulle skryf hom net so oor. Dan betree hy die kansel en hy preek daai preekbundel, en jy verstaan dit nie, maar ek wil vir jou sê, moenie bekommerd nie, want hy verstaan dit ook nie. Dit is gesluit vir hom, die teologie kan ook daar wees, maar is gesluit vir hom, en daarom kan hy dit nie goed verduidelik nie, en daarom is dit gesluit vir mense wat ook voor hom sit, want hulle verstaan hom net nie. Hulle verstaan dit nie. Ek hoor dit baie, nie net by julle nie, ek hoor dit baie. Mense sê, ek verstaan nie wat die dominee nou net gesê het nie. Dalk is dit omdat sy verstand self gesluit is. Ek waarborg vir jou, dat in die laaste dae, soos die Here Jesus vir ons sê, is daar baie valse predikers, en ek weet jy waar is 'n valse prediker? Hy sit nie in die stoel nie, hy staan agter die kansel. En hier is my deursigtigheid, ek het nie 'n preekbundel by my nie, hoor, ek wil net dit ook vir jou sê. Jy is welkom om deur my biblioteek te kom kyk, maar mag hy sy eie vrug dra, en mag jy myself meet aan die woord wat verkondig word. Hoor 'n mooi sê Spurgeon dit. Spurgeon sê, the Savior, dit is nou Jesus, the Savior knew what he meant when he spoke. Some people, when they speak, do not know what they mean. And when a man does not make you understand what he means, it is generally because he does not himself know what he means. Indistinct speaking is usually the result of indistinct thinking. If a man thinks clouds, they will preach clouds. But the Savior never spoke in that style. Spurgeon sê, as 'n prediker vir jou preek, en jy het net nie idee wat hy preek nie, dan is dit gewoonlik omdat hy ook self net nie verstaan wat hy preek nie. Maar jy, as 'n ontvanger, moet weet dat God vir jou sy woord moet oopmaak. Ek onthou, toe ek in die wêreld gelewe het, voor bekering, ek het op my lazy boy gesit, voor die TV, vroegoggend, en ek het net vinnig my Bybeltjie gevat, en ek het my versie, of my dagstukkie boekie gevat, en ek het hom gelees, en dan het ek hom toegemaak, en dan het ek gebid. Ek het nie regtig verstaan wat ek gelees het nie, dit het nie regtig 'n impak in my lewe gehad nie, en die rede hoekom ek nie verstaan het nie, is want omdat ek nie geweet het nie. Ek het Bybel gelees vir my eie gewete. Baie keer het ek in kerke gesit, en ek het nooit verstaan wat hy preek nie. Ek het gevoel ek moet kerk toe gaan, want ek moet. En dit is hoekom ons sê, tradisie steel by 'n ou, want dit laat 'n ou dink hy's gered, omdat hy in die kerk sit. Nee, jy sit in die kerk op grond van jou tradisie. As jy nie in die kerk gaan sit, gaan jy nie kan trou nie, broer, ek beter in daai kerk sit. Ja, nou sit jy as grond van tradisie, sit jy in die kerk, maar jy dink jy is okay, maar eintlik is jy net nie gered nie. En dit ontneem die hongerte en die begeerte van redding in jou hart. Want as jy werklik besef jy is besig om te verdrink, nee,
gaan jy uitroep met alles in jou. En jy gaan sê, Here, help my. Ek verdrink. Ek is verlore. Mense sit in kerk op grond van tradisie en hulle verdrink, maar hulle besef nie hulle verdrink nie. En daarom is die redder nie vir hulle belangrik nie. So daar's 2 gevalle. Daar's ouens wat gaan hoor, ouens wat gaan verstaan, en daar's ouens wat gaan hoor, maar net glad nie verstaan nie. Kom ek vra jou 'n bietjie jou vraag. Wanneer jy Bybel lees, en jy verstaan iets nie, sê jy, sjoe, dis interessant, jy maak jou Bybel toe, en jy kyk TV verder, of jy doen jou ding, en sê, jong, ek verstaan dit nie, dis baie interessant, ja, ons kan nie God se goed begryp nie, einde van die storie Bybel toe, en jy gaan met jou dag. As jy dit doen, dan jy so pas vir my bewys, hoe geïnteresseerd jy is in die dinge van God. Maar sê nou maar jy lees Bybel en jy verstaan dit nie, en jy begin 'n soeke maak om te verstaan. Jy begin hom vra, jy begin selfs bid en sê, Here, ek weet nie wat hierdie beteken nie. Dan bring dit 'n ander dinamika na vore, nê? 'n dinamika van opregtheid, 'n dinamika van soeke. Goed, dis die eerste een en die langste punt. Jesus gebruik gelykenisse, net sodat jy moet weet, om sy geheime te verberg. Sekere mense gaan verstaan, sekere mense gaan nie verstaan nie. Ek dink dis goed as jy besef jy verstaan dit nie, want dan gaan jy hulpkreet hê. Om eerlik te wees met jouself, dink ek is belangrik. 'n tweede rede hoekom Jesus gelykenisse gebruik, is dit is 'n vervulling van die profeseë oor Jesus. Daar was geprofeteer dat Jesus sou praat in gelykenisse. Daar was baie goeie Joodse leiers. Josephus was een van hulle het goed geleer, goed geskryf. Joodse leraars het die volk goed geleer. Maar nog nooit in die geskiedenis van die Jode was daar 'n leraar soos Jesus Christus nie. Nog nooit. Selfs die tempelwag, wat nie ook baie geweet het nie, toe hulle vir hom vra, bring Jesus na ons toe, toe sê die tempelwag in Johannes 7:46, sê hy, hoor wat sê hy, nog nooit het 'n mens so gepraat nie. Daar was niemand soos Jesus nie, wat so geleer het nie. Jesus se manier en sy inhoud van lering is 'n getuienis by homself dat hy werklik van God is. Dis tog wat Nikodemus gesê het een aand toe hy vir Jesus gaan opspoor het. Here, ons weet dat U van God is. Hoor wat sê Jesus, Matteus 13, oor homself en sy prediking. Hy haal die Ou Testament aan, Matteus 13, 34 tot 35. Dit alles het Jesus deur gelykenisse aan die skare vertel, en sonder gelykenisse het hy hulle niks vertel nie. Sodat vervul sou word wat deur die profeet gesê is, ek sal deur gelykenisse spreek, ek sal uitpasyn wat van die grondlegging van die wêreld afgebore was. Die profeet het geprofeteer. Hoor wat sê Jesaja 6:9. Luister goed, maar moenie verstaan nie. Kyk goed, maar moenie begryp nie. Psalm 78 vers 2. Ek gaan my mond oopmaak vir 'n gelykenis. Die een vertaling sê spreek. Spreek is dieselfde woord, spreuke of 'n gelykenis. Ek gaan my mond oopmaak vir 'n gelykenis. Ek gaan raaisels uit die verlede na vore lê. Dis messiaanse profesie. Al lankal het die Ou Testament geweet, Jesus gaan in gelykenisse praat. En dis hoekom Jesus in gelykenisse praat. So dis die tweede rede, want Jesus kom vervul die profesie. Derde rede, Jesus se gelykenisse wys dat God soewerein is. Dit wys dat God soewerein is. Die feit dat sekere mense kan verstaan en ander mense nie kan verstaan nie, wys vir my God is soewerein. Nou net sodat jy weet, soewerein beteken die een met die hoogste gesag. The big boss. Die baas van die plaas, né? Soewerein beteken dit is die toppunt, die hoogste een. Niemand hoor nie, niemand gee bevel nie, niemand meer as hy nie. Die feit dat Jesus in gelykenisse gepraat het, en die feit dat sekere mense kon verstaan en ander nie, wys vir ons dat God in beheer is, dat God soewerein is. Is dit tog nie God wat genade gee aan wie hy wil genade gee nie? Hoor wat sê Romeine 9:15. Ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Ek sal barmhartig wees teenoor wie ek barmhartig wil wees.
Ek berus dus nie by die mens wat wil hom inspann nie, maar by God wat hom ontferm. God is soewerein. Hoeveel keer het ek jou al gevra, ek vra jou weer. Het jy gedink, jy het jouself gered? Het jy gedink, God het vir jou gewag eendag en gesê, broer, jy was dronk, jy's 'n leiaard, jy's 'n niks werd, ek het vir jou gewag, tot jy eendag self besluit het om my te kies. Ek het vir jou gewag. Nee, dis nie hoe dit werk nie. En dit is hoekom ons sing, genade onbeskryflik groot, het U aan my bewys. Verlore seun, 'n wegloopkind weer in die Vaderhuis. Wie is die wegloopkind? Wie is die verlore seun? Jy sien, dit is God wat die verlore skaap gaan haal, nee. Die verlore een. Dit is die konsep wat hier so besig is om te gebeur. Jesus se gelykenisse wys my dat as ek dit kan verstaan, dat hy homself ontferm het oor my en dat dit eintlik hy is, soos Paulus skryf, niemand soek God nie. Niemand nie, maar dat dit God is wat my kom soek het. Ek en Marius gesels nou so voor die diens ook hieroor. En ons gesels en ons sê, ja, ek moet eerder sê, ek sê, ja, die goed waarmee ek besig was, voor ek die Here geken het. Ek het nie een oggend net wakker geword en gesê, hier is ek, Here, ek is reg om gered te word nie, of ek red nou. Inteendeel, weet jy wat, my vlees, nee, hy is so selfgesentreerd. My vlees soek net meer sonde en gierigheid en geld en alles wat sleg is. As ek myself moet los, gaan ek myself vernietig. Ek is op 'n afwaartse heuwel en ek gaan net al hoe laer en laer en laer. Maar eers het die Here ingegryp en gesê, jy vernietig jouself, kom ek red jou uit jou eie gat uit. God red ons. Ons red nie onsself nie. Jy word nie wakker en sê, ek wil 'n Christen wees vandag nie. Dit is God wat jou moet red. As hy jou nie gaan red nie, gaan jy nie sy gees kry nie. As jy nie sy gees kry nie, gaan jy nie sy woord verstaan nie. As jy nie sy woord verstaan nie, gaan jy nie sy prediking verstaan nie. Dit is God wat die gelowiges se hart bewerk. Dit is hy alleen. Jy kan nie die Heilige Gees beveel om in jou te kom bly nie. Jy kan nie die Seun of die Vader voorskryf wat om te doen met jou lewe nie. Jy kan nie die Heilige Gees manipuleer om iets te doen vir iemand nie. Ek kan nie eers my eie kinders red nie. Maar ek kan bidend wees. En ek kan pleit. En ek kan vra. En ek kan soek. En ek kan smeek. En ek kan klop. En ek sê, Here, red hulle. Sommer van nou af, Here, asseblief werk in hulle hart. Ek kan saai en ek kan saai, maar ek kan nie maak groei nie. En dit is hoekom ons preek. En die prediking, die geloof kom deur die aanhoor, nee. Die aanhoor is die saai van saad. Dis wat ons doen, ons saai saad. Die Vader alleen is soewerein. Hy sê hoe goed gaan werk. Wie is ek om hom voor te skryf? Die vierde rede hoekom Jesus gelykenisse gebruik is om saad te saai. Soos ek saad saai in die grond, wag ek laat die saad moet opkom. Van julle is boere en julle boer, julle saai daai saad, julle vra vir reën, julle bid vir al die natuurlike elemente, maar selfs vir daai saadjie om te groei. Jy weet nie eers of dit dooie saad is of lewendige saad is nie, tot en met die feit dat hy begin groei. Jy beveel nie daai saad om te groei nie. Jy kan omstandighede verander, maar Jesus saai. Deur sy gelykenisse saai hy saad. Hy het dit gedoen met sy disippels. Sy disippels het nie alles dadelik verstaan nie, nê. Onthou julle? Ons staan hier so en ons sê, disippels, wat dink julle, nê?
Onthou julle met Jesus was 3 jaar met sy disippels. Hy het hulle geleer, hy het hulle opgelei, hy het hulle uitgestuur, hy het hulle teoreties geleer, hy het hulle prakties geleer. Hy was vir hulle 'n voorbeeld, nê. En toe sterf Jesus en toe staan hy op en toe hy opstaan, toe staan hy by die disippels en in Handelinge 1 vers 6, toe vra die disippels om vraggies. Here, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk van Israel oprig? Die disippels het dit gemis want Jesus het gesê die koninkryk is in julle. Die koninkryk begin. Hulle het gedink Israel moet herstel word. Maar later van tyd, soos jy deur die briewe lees van die Bybel wat die disippels geskryf het, soos jy deur dit lees, besef jy daai saad het gegroei in hulle en dit het begin werk. Die disippels het nie dadelik alles geweet nie. Ek wil hê jy moet weet, daar is ook nie 'n verwagting dat jy dadelik alles moet weet nie. En ek dink ook nie jy gaan alles weet nie, want ek weet nie alles nie. En ek weet nog nie van 'n teoloog wat alles weet. Daar is sekere saad wat in ons harte gesaai word en die gelykenis is van dit en dit word ryp en dit groei en dit produseer vrug. Jesus het gelykenisse gebruik om te saai. Jesus se lering was gebruik om te saai, want dit gaan groei. My laaste rede, dan is ek klaar. Die rede hoekom Jesus gelykenisse gebruik, is want dit openbaar die gees van God. Gelykenisse openbaar die gees van God. Jesus se gelykenisse wys vir ons wat ware geestelikheid is. Net soos die bergrede 'n beskrywing was van die Christen se lewe, so is gelykenisse 'n beskrywing van die Christelike geestelikheid. Die saad word geplant, die saadjie groei, as hy groei, produseer dit vrug, Christelike vrug. Ek het agtergekom dat ons lewe in 'n era waar mense begin soekers word van vrugte in plaas van saad. Hulle soek 'n produk van Christendom, maar hulle soek nie Christus nie. Hulle soek die produk van die Christelike geloof, maar hulle sal nie die saad van die Christelike geloof soek nie. Baie mense dink dat God se skatte kan jy aan en afsit. Ek sien dit, dis wat gebeur het met die laaste charismatiese beweging waar die tieners betrokke was, nê. 'n Ou kom en het een of ander geestelike helm oor hom en nou gaan jy iets ervaar en jy gaan iets kry en iets gaan seën en dis dit en al die skatte word uit die hemel uit gestort. God staan daar met 'n groot emmer en in sy emmer is daar klomp skatte en hy laat val dit net so neer op jou. Al die geestelike vrug wat net neerval. Dis wat hulle sê. Maar as jy so gaan kyk, is hulle so ver van die Bybel af, hulle is so ver van skrif af. Wat beteken hulle is so ver van die saad af? Hulle soek 'n geestelike vrug, maar hulle kry dit nie. Een of ander ervaring, maar hulle kry dit nie. Mense begin aanhangers van vrug word. Dis nie hoe God se woord werk nie. God se woord werk die oomblik wanneer jy dit inneem en wanneer jy dit soek. En wanneer jy daai saad in jou hart plant en daai saad in jou hart begin groei en jy doen moeite en jy doen moeite en jy doen moeite en jy doen moeite en jy leer en jy bid. En dan sien jy hoe hy ontkiem en hoe jy, ons praat van, die woord praat van geestelik volwasse word. Dis tog geestelike volwassenheid. Hulle begin die geestelike vrug selfs namaak. Hulle begin iets doen, omkap, taal praat, dans, profeseë. Hulle noem alle die vrugte, alle die effek van die gees, maar nêrens is daar saad teenwoordig nie. Hoe kan daar vrug wees sonder saad? Hoe kan daar die werking van die gees wees sonder die skrif van God? Dit is tog wat Jesus vir ons gesê het, Johannes 14:6. Hoor wat sê Jesus oor hoe die gees werk, Johannes 14:16. Maar wanneer hy kom, die gees van die waarheid, dis die Heilige Gees, sal die Heilige Gees julle in die volle waarheid lei. Wat is die waarheid? Sy woord, nee. Verder. Hy sal nie uit homself praat nie. So die Heilige Gees praat nie uit homself nie, maar hy sal net sê wat hy hoor en wat hy sien. Vers 14. Hy sal my verheerlik omdat hy dit wat hy van my sal ontvang aan julle bekend sal maak. So met ander woorde, die Heilige Gees getuig van dit wat hy gehoor het en gesien het. Wat is dit? Jesus Christus. Dis al. Hy praat nie eers, die skrif sê vir ons, hy praat nie eers uit homself uit nie. Nou,
Hoe is dit dan, dat as jy in 'n kerk sit en een of ander ou kry 'n profesie, wat nie in die Bybel is of in lyn is met die Bybel nie, hoe kan dit die Gees van God wees? Want hierso staan Johannes 14 vers 16, sê vir my dat die Heilige Gees nie uit homself gaan praat nie. Dit maak nie sin. Johannes 14, 16 sê, hy sal nie uit homself praat nie. In ander woorde, as die Gees praat, praat hy met jou uit die skrif, deur die woord. Alles in lyn met Christus. Alles. Jy sien, mense maak 'n vrug na. Maar ek dink dit is 'n onkruidvrug, nee. Daar is 'n wortel, hulle praat van die willewortel, en daar is 'n onkruidwortel, ek het sy naam vergeet. Die twee lyk presies dieselfde. Een kan jy eet, het ongelooflike, sappige, goeie nutriënte vir jou liggaam. Die ander een sal jou doodmaak. Ons is nie soekers van vrug nie, want ons kan nie vrug produseer nie. Ons is die soekers van die saad, en die Here produseer die vrug in ons. Dit is tog dieselfde konsep in Galasiërs 5:16. Galasiërs 5:16 sê vir ons, wat moet ons doen? Ons moet lewe deur die Gees. En nou kom ek vra vir jou, wat is die teenoorgestelde van die Gees? Vlees. So, Galasiërs 5:16 beeld hierdie hele argument uit. Hy sê, moenie deur die vlees lewe nie, maar lewe deur die Gees. Hoe lyk die vlees? Sonde, sleg, gierigheid, selfgesentreerdheid. Hoe lyk die Gees? Liefde, vrygewigheid, goedheid. Dit is die konsep. Ons soek die saad, sodat die Heilige Gees se vrug in ons teenwoordig kan wees. Jesus se leerstellings wys vir ons hoe die Gees lyk, want die saad word in ons harte gesaai. So kom ek vra jou so, en dan is ek klaar. My tyd is klaar. Wie het die brief Petrus geskryf? Wie het die brief van Petrus geskryf in die Bybel? Ek gaan julle gaan sê Petrus. Van julle sal sê dis die Heilige Gees. Was dit halfte Petrus, halfte Gees? Of was dit ten volle Petrus en ten volle Gees? Dit was ten volle Petrus en ten volle die Heilige Gees. Dit was Petrus se styl, maar dit was ten volle die leiding van die Heilige Gees. Dit is tog die Gees, maar tog Petrus. Of kom ek vra jou so, wie lewe jou Christelike lewe? Wie lewe jou Christelike lewe? Is dit jy? Of is dit die Heilige Gees? Is dit die Heilige Gees wat foute maak in jou lewe? Of is dit jy? Dit is ten volle jy, maar dit is ook ten volle die Heilige Gees. Dit is 'n moeilike konsep, nee. Die idee is, dit is jy, maar dit is nie jy nie. Dit is die Gees, maar dit is ook jy. Jy doen nie alles reg nie, maar jy bring ook nie hierdie mooi vrug in jou hart nie, die vrug van vergifnis, die vrug van genade. Jy bring dit nie in jou lewe nie, maar jy is tog ook in beheer van jouself. Dis hoekom Paulus so mooi skryf in Galasiërs 2:20, hy sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. So dit is tog jou wil, maar dit is tog ook sy Gees. Dit is die konsep van die woord van God. Is dit kom en dit word in ons hart gesaai. En die Heilige Gees bewerk dit in ons. En dit het so groot impak, dat in my lewenstyl wat ek lewe, dit beïnvloed elke area. So dit is tog ek, maar is tog die Gees. Ons verantwoordelikheid is om geestelike saad in ons lewens te kry. Deur prediking, Bybellees, gebed, Bybelstudie. Maar die Heilige Gees gee dit water. Hoor wat sê Paulus 1 Korintiërs 3:6-7. Paulus sê, ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het dit laat groei. So dan is hy wat plant en hy wat nat maak niks nie, maar God wat dit groei, is die een wat gee. So kom jy sit. Ek kan dalk net plant, of ek kan dalk net saad saai. Waar daai saad land, weet ek nie. Maar jy kort 'n afhanklike lewe van die Here en van sy Gees, om daai saad te laat groei. Want as daai saad nie gaan groei nie, dan beteken dit het op die pad geland. As daai saad dalk groei, net vir 'n rukkie, en dan raak jy weer koud, dan was dit of tussen die rotse, of tussen die onkruid. Jy kort sy Gees. Jy kort die Here. Die saad is om toe te laat
dat die woord van God, soos Kolossense 3:16 sê, ryklik in jou wandel. Jesus se lering, ek is klaar. Jesus se lering, sy gelykenis, hy saai saad, dis wat hy doen. Jesus saai saad, ons sien dit, hy het saad gesaai in die disippels, en die disippels het dit later laat groei, hulle het later verstaan, omdat hulle dit verstaan het dit geestelike vrug in hulle geproduseer. Om op te som, Jesus se gelykenisse gaan ons beweeg van die natuurlike na die geestelike. Jesus se gelykenisse beskerm God se waarhede. Jesus se gelykenisse is 'n vervulling van sy profesie oor Jesus, en dit wys ook uit dat God soewerein is. Jesus se gelykenisse gaan saad saai, en dit gaan vir ons wys hoe God se gees lyk in die gelowige se lewe. So ek los jou met hierdie twee vrae. Wat doen jy wanneer jy God se woord nie verstaan nie? Hardloop jy verby? Hardloop jy weg? Of vra jy hom om jou oë oop te maak? Vandag roep ek jou om nie net te hoor nie, maar om te luister. Ek roep jou om nie net te kyk nie, maar om te sien. Nou is 'n verskil, nee. Kom ons bid. Ons Here Vader, die wie ore het laat luister. Vader, is die genade wat dit vir ons oopmaak, is die genade alleen. My gebed is dat U hierdie woord sal seën. Ons bid elke Sondag, Here, dat dit op vrugbare grond val. My gebed is dat U het hierdie siele aan my toevertrou, en ek wil vra dat U woord sal groei in hulle. Ons saai, ons gee water, maar U maak groei. In Jesus naam, groei dan. Amen.